Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Genesis 6. In Genesis sover sien ons 'n storie van die skepping, 'n storie wat mooi is, van 'n Vader wat alles skape om verhouding te kan hê met die mens. Dit gee jouself 'n sin van bestaan en behoort. Die verhaal laat jou ook besef dat 'n mens nie anders kan as om te glo dat daar wel 'n Skepper was en nog steeds is wat alles gemaak het. En dan lees ons ook van Adam en Eva se sonde en die verval van dit wat hulle gehad het saam met die Here. Ons lees dan ook in hierdie gedeelte dat God die Vader se genade groot was, want hy het Adam en Eva nie uitgewis op daai oomblik nie, maar hy het hulle 'n kans gegee om te kan nog steeds wandel op die aarde, en ons lees dan ook dat daar ook gevolge was vir hierdie sonde wat hulle gedoen het. Ons kom nou in Genesis 6. Hierdie is eintlik 'n hartseer verhaal, waar die Skepper dan sien dat die sonde groot geword het in die mense op aarde. God die Skepper sien alle sonde wat vermeerder het op die aarde en kry berou. Die een vertaling sê dat sy hart gevul was met pyn. Ons sien 'n God wat nie kwaad is omdat hy die mens gemaak het nie, maar dat hy berou gehad het. 'n Hartseer om te sien hoe sonde vermeerder het. Ons moet verstaan dat God nie die mens met sonde gemaak het nie, maar dat die sonde in die mens vermeerder het. En God sê, hy gaan die mense bestaan tot 'n einde bring. Dit is belangrik dat ons weet, jy kry nie berou vir 'n vreemdeling wat verkeerd in jou optree nie. Jy word wel kwaad. Berou is wat jy kry as iemand vir wie jy lief is, verkeerd teenoor jou optree. En daarom het God berou gehad, as gevolg van sy liefde vir die mens, wat op daardie stadium gevul was met sonde. Ons mag dalk die gevoel kry met Genesis 6, dat die Here 'n God van oordeel en vergelding is in die Ou Testament. Hoe kan hy die mens vergeld en hulle uitwis? Waar is sy liefde? Maar tog lees ons in Esegiel 18 vers 23, waar hy sê, het ek dan miskien 'n behaag in die dood van goddeloses? Spreek die Here, nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy wee en lewe nie. Hier sien ons dan 'n God van liefde en genade. Maar waar was sy liefde en genade dan in hoofstuk 6 van Genesis? Ons lees in Genesis 6 dat God gewag het tot die einde. Lees die storie net weer mooi, totdat die mens se hart gevul was met sonde en ongeregtigheid, amper tot op die brink dat daar nie meer plek was nie. Hulle het selfs tyd gehad om te repent terwyl Noag die boot gebou het wat tyd gevat het, waar hulle hom gespot en geterg het. En verder lees ons dat hy die mens nog 120 jaar gegee het om van sy sonde en ongeregtigheid te bely en van dit weg te draai. Hierdie vers word ook verwys na hoe uit die mens kan raak, maar eintlik word dit gesien as 'n tydperk wat God aan die mens gegee het, sodat hulle tot verandering kan kom. Dit is so 'n mooi herinnering van God se geduld en lankmoedigheid oor ons lewens selfs vandag. Ons lees dan 'n storie van hoop in vers 8 en 9, waar daar staan, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Hier sien ons dat Noag in 'n tyd van groot sonde en waar alle mens om hom korrupt geraak het, tog genade van die Here ontvang het. Hoe het hy dit reg gekry? Wel, vers 9 sê, hy het met God gewandel. Sien, Noag het in geloof gelewe. En net so moet ek en jy met God wandel elke dag. 'n Wandel in geloof. Alles ons verwysingsraamwerk om ons nie meer goed nie. Laat ons onsself tog vind voor die Here en dat ons saam met hom wandel. Ons lees dan dat God vir Noag en sy gesin gaan red. Hoe gaan hy dit doen? Wel, vers 14 tot die einde van die verhaal vertel dat God vir hom 'n opdrag gegee het om 'n groot boot te bou. 'n Baie groot een. Vir my is die storie meer as net die vloed en die boot, soos ons dit dalk altyd gelees het, maar gaan eintlik oor redding en 'n verbond. Net soos God met Noag 'n verbond sluit in vers 18 en hom red met 'n boot gemaak van hout, net so vandag kom Jesus en sê vir jou dat hy 'n verbond gesluit het met my en jou, ook te doen met hout, aan 'n houtkruis, waar hy sy lewe neergelê het. Ons sien dan ook Noag se reaksie op hierdie woorde van die Vader, dat hy hom en sy gesin gaan red in vers 22, waar hy sê, Noag het dit gedoen, net soos God met hom bevel gegee het, so het hy dit gedoen. Noag doen toe, op daardie oomblik, wat die Vader vir hom gesê het om te doen.
Mag hierdie verhaal van Noag weer opnuut vir jou wys hoe groot die genade van ons Vader eintlik is. Kom ons stap ook in die verbond wat hy gesluit het met ons deur sy seun Jesus Christus. 'n Verbond waar hy dan ook sê, ek wil jou en jou gesin red. Kom vandag nog en bely jou oortredinge voor hom. Kom vandag nog en doen dit wat hy vir jou gesê het of dalk nog gaan sê. Wat gaan jou reaksie wees op so 'n opdrag in jou lewe? Mooi dag vir julle.